Goeiemôre, dit is dan 5 Mei vanmôre en ons is by lesing 275 van die groot Johannes Evangelie boek 2 en ons is nou nog steeds daar besig. Het ons by Yeshua gehoor, hier kom 'n klomp fariseërs daar aan, natuurlik baie arrogant, het hy ons gewaarsku dat hulle arrogant is, 'n klomp jongetjies dink ek. Nou lees ons verder. Julius is die hoofman of die Romein wat Yeshua onmiddellik aanvaar het toe hy sy waarheid gehoor het en die tekens gesien het. En die fariseërs is eintlik die wat veronderstel is om Yeshua te herken, want hulle ken die Bybel of die destydse ou geskrifte van die Ou Testament waar die Messias baie duidelik voorspel word, maar hulle herken hom nie. Op daardie oomblik ver hoofstuk 1:6-2, Julius werk die fariseërs weg. Op daardie oomblik kom daar berig uit die stad dat die groep aangekondigde nuutgebakte fariseërs en skrifgeleerdes uit Bethlehem daar aangekom het, dat hulle 'n geskrewe en deur die tempel ondertekende bevel by hulle het, waarin staan dat die inwoners van Genesaret streng bestraf sal word as hulle nie onverwyld kosteloos oor land of oor water na Nasaret sal vervoer nie. Ebal, dis nou die ou wat die gastehuis het waar Yeshua hulle tuis gaan, baie ongerus oor sulke eise van die kant van die tempel af. Meester, so gaan dit nou jaar in en jaar uit. U is nou maar nog net 5 dae hier en u het reeds die 4de tog van hierdie leeglopers meegemaak. Hulle trek steeds maar heen en weer deur die land en elke plek wat hulle by hulle trektogte oorval, takel hulle dikwels erger toe as 'n legioen sprinkane. As dit so 10 keer per jaar gebeur nou, dan sou ek nog vrede daarmee hê. Maar om elke week 2 of 4 sulke groepe onder jou dak te kry en hulle daarby ook nog alle moontlike hulp te moet verleen, daar sou selfs 'n engel sy geduld by verloor en bovendien nog straatarm word ook. Wat moet ek nou doen? Regtig, ek doen volgens vermoë graag elke dag alle moontlike goed aan al die armes. Maar hierdie skurke, hierdie ware foltermeesters van die arme mensdom, sou ek alle dood en verderf wil toewens. Nou, en mense sê, hoekom moet ons nou die goed lees? Wat se verlossingspotensiaal hê in? Nee, niks. Maar dit gee ons agtergrond oor wie hierdie moordenaars van Yeshua was, want dit is uiteindelik hierdie aardsfariseërs wat hom vermoor het, of wat die Romeinse heerser van daai tyd, Pontius Pilatus, aangehits het om hom te vermoor. Hierdie mense se harte was ijskoud en hulle het nie omgegee wat hulle van die mense afvat nie. As 'n oue gastehuis het soos hierdie ene, dan trek hulle daarin en hy moet die beste kos vir hulle voorsit, slaapplek gee, maar hulle sal nie betaal. Hulle het net daardie geaardheid. Die hele tempel was so gierigheid, wat absoluut nog dodeliker bewys is dat Vader nie in die tempel gewoon het nie, want hy kon nie in hierdie harte woon nie, omdat hulle so hard was. Nou sê Yeshua vir hom, vriend, hou maar op daaroor, met geduld sal jy nog steeds die verste kom. Laat dit verder maar aan ons vriend Julius oor. Hy sal hulle beslis vinnig wegstuur, of deurstuur, en hulle sal dan wel rekening daarmee moet hou, met die tipe voorkeurbehandeling, en sal hulle op die lange duur baie minder dikwels na die plek Genesaret begeef. Nou sê die hoofman, is Julius aan sy onderaanvoerder, haas jou, neem 20 man en gaan na die stad. Deel die onbeskaamde booswigte mee, dat hierdie plek, vanweë die groot militêre besetting, haar in 'n voortdurende staat van beleg bevind, en dat niemand daar sonder 'n uitdruklike opdrag, afgegee deur 'n Romeinse opperkommandant, mag betree nie. En as iemand daar wel betree het, dan word hy na die straf wat hy ontvang het, sy oë geblinddoek en sy ore met sagter modder diggemaak, waarna sy hande en voete gebind word. In hierdie toestand word hy na 'n seilskip gebring, op strooi gelê en vervolgens na die bestemde plek vervoer.
waar hy weer bevry sal word van alle hand, voet, oog en oorboeie, en sal met 'n roeiboot aan land gesit word. Daarby moet aan hom egter onder bedreiging van die swaarste straf, die hernieude betreding van 'n dergelike militêre standplek, sonder regsgeldige toestemming van 'n Romeinse militêre opperkommandant verbied word. As die Bethlehemite so 'n bewys nie het nie, behandel hulle dan sonder uitsondering op hierdie wyse. As hulle geld het, dan kan hulle vir 200 pond silwer wel die tugtiging afkoop, maar nie die 4voudige boeie nie. As hulle egter geen geld het, of as hulle nie wil betaal nie, moet elkeen van hulle, voordat hulle geboei word, 15 slae met die roede op die tot aan die lendende ontblote rug kry. Dixie fiat, dis nou Latyns vir ek het gepraat, laat dit gebeur. Nou jy kan sien, hierdie ou vat nie nonsens van hierdie fariseërs nie. Daar was maar 'n baie groot vyandskap tussen die ware Romein en hierdie klomp vals tempelpriesters. Want hulle was die heersers, die Romeine het oor hulle geheers, maar hierdie klomp tempelpriesters het nog maar voortgegaan asof hulle die baas is, en het hulle nou baie mense verontrief. Na hierdie woorde van die hoofman, haas die onderaanvoerder hom met 20 man na die stad, en vind daar in die huis van Ebal 14 fariseërs en skrifgeleerdes, wat die bediendes van die huis hardop verwens, omdat die bediendes hulle nie volledig tegemoet wou kom oor hulle brutale eis nie. Toe die onderaanvoerder hulle na hulle vergunningsbewys vra, sê hulle die fariseërs brutaal: ons is priesters van Elohim. Hier is die teken van die tempel en meer het ons in die hele wêreld nie nodig nie. Die onderaanvoerder sê: hierdie plek bevind hom in 'n voortdurende staat van beleg. Daar is 'n streng keiserlike wet wat bepaal dat, sonder enige uitsondering, geen vreemde so 'n plek sonder die vasgestelde wetlike getoonde toestemming mag betree nie. Niemand kan hom verontskuldig deur onbekendheid met die wet nie. Omdat u, soos wat ek sien, die bewuste bewys nie het nie, betaal u vir u straf 200 pond silwer, of u kry, as u dit liewer het, elkeen 15 slae met die roede op die ontblote rug. Daarna word u gebind met die bekende 4voudige Romeinse boeie en na 'n plek soos deur u bepaal gebring. Dit alles moet nou sonder enige teespraak gebeur. Dit alles moet nou sonder, want elke vertraging en elke weerspannige weerwoord het 'n verdubbeling van die straf tot gevolg. Toe die fariseërs en skrifgeleerdes dit hoor, roep hulle Ebal se huismeester en beveel hom om hulle dadelik die 200 pond silwer te leen. Kyk net wat sy uitvaagsels is hierdie ouens. Maar hy, die huismeester, sê: my meester het u tog nie gevra om te kom nie. Waarom moet hy dan nou vir u betaal? Want om iets aan u te leen staan gelyk met die geld in die see gooi. U het buite tog 14 gepakte esels. Ontlaai die diere maar van 200 pond. En daardeur sal u u rug veilig stel vir die harde slae met die roede. Ek gee geen oortjie aan u nie. Toe die fariseërs en skrifgeleerdes hierdie antwoord van die goeie en troue huismeester van Ebal hoor, trek hulle 'n baie suur gesig, gaan onder die baie onaangename begeleiding van die onderaanvoerder na buite, na hulle lasdiere, en ontlaai hulle sonder moeite van die 200 pond silwer wat hulle te veel dra. Nadat die onderaanvoerder die geld opgeberg het, boei hy hulle dadelik op die bekende manier en laat hulle met hulle lasdiere op 'n groot seilskip bring, waar hulle soos kalwers op die strooi neergelê word, en vervolgens onder swaar bewaking oor water daarheen vervoer word, waarheen hulle aangedui het hulle wil gaan. Die jong fariseërs en skrifgeleerdes bejammer hulle self natuurlik ontsettend, maar dit help hulle egter niks. Na 'n uur kom die onderaanvoerder weer by ons en vertel dat hy alles presies uitgevoer het, soos wat die hoofman hom beveel het. Die hoofman prys hom en vra hom dan waar hy die geld gelaat het.
En die onderaanvoerder sê, meester, ek het dit so lank aan die regskape huismeester van Ebal in bewaring gegee. Maar u kan verder met die 200 silverpond doen wat u wil. Die hoofman sê, dit is prima, hierdie kerel sal aan ons geneesheid dink. Kom hulle hier verby, of neem hulle die roete deur die boonste klein arm, of gaan hulle dalk deur die kanaal wat bo langs die klein arm, respektiewelik daarvan slegs deur 'n hele smal landtong geskei in die see uitkom, maar tog wel diep en breed genoeg is om 'n seilskip met 'n lading van 'n 30-tal mense te dra sonder om die modder van die bodem te raak. Die onderaanvoerder sê, om elke hindernis opsetlik te voorkom vanweë die huidige Judeese Sabbat, het ek hulle deur die kanaal laat gaan. Die hoofman sê, alweer goed en verstandig. Jy sal weldra bevorder word, dit sê hoofman Julius vir jou. Hulle sal hulle aan geneesheid herinner en nie so vinnig weer terugkom nie. Ek dink 'n ander waarheid wat ook hier uitkom is dat Joshua 'n vriend van die Romeine was en nie soos wat algemeen oorvertel word dat hulle hom gehaat het nie. Inteendeel, hulle was groter vriende van hom as wat die Judeese tempel inwoners was. 'n Paar manne wat hierby is vername ouens in die Romeinse hiërargie. En die tweede in bevel van die hele Rome oor Klein-Asië was Joshua se beste vriend, 'n man met die naam van Cyrenius, en sy broer was Cornelius, wat by was toe hy gebore is. So, hulle het 'n lang verhouding met Joshua, en hulle help hier vir Joshua, want hierdie ouens kom net moeilikheid maak, en nou moet Joshua om nie hulle te oordeel nie, moet hy hulle nou vermy, want hy gaan liewerste weg van 'n plek waar hulle nou hulle jagters uitstuur. Mense het al vir hom gevra, is jy dan nou bang vir hulle? Toe sê hy is bang vir niks. Hy kan enige iets in enige oomblik laat gebeur. Maar as hierdie mense geoordeel word, dan het hulle baie minder kans om weer in die lig te kom, want hulle het die lig wetend verwerp. Daarom bly hy eerder van hulle af weg. En dis vir ons 'n les. Daar sekere mense wat jy maar net vermy. En hierdie huidige moderne tempelpriesters is maar een van hulle. Want regkom gaan hulle nie. Van hulle eie dogma sal hulle nooit afstand doen nie. En dis ons probleem. Want die mense wat hulle volg, is goeie mense. Is mense wat 'n absolute godsbegrip het en hom soek. Maar hulle soek hom by die verkeerde plek. Alwaar jy hom gaan kry is in Joshua. En hier het ons vanmôre sy woorde. Volgens die belofte in Daniël 12 wat sê dat aan die einde sal die kennis vermeerder. Watter kennis? Natuurlik die kennis van die geestelike. Hoe anderste kan die kennis vermeerder sonder die woord? En wie is die woord? Joshua is die woord. Die woord was by God Elohim, was Elohim, het vlees geword en onder ons gewoon, staan in Johannes 1. Maar helaas staan daar ook, hy het na sy eie gekom, maar hulle het hom verwerp, hom nie geken nie. En dit is presies wat daai tyd gebeur het, is nou ook hier. Hy het gekom in die woord, hierdie woorde wat ons vanoggend lees, 'n klein druppeltjie van duisende hoofstukke wat hy vir ons gedoen het, gegee het, volgens die belofte, aan die einde sal die kennis vermeerder. En dis juist hierdie dinge wat ons nou kry, ons het meer kennis oor die agtergrond van Joshua en sy disippels, wat hulle alles moes deurmaak. En dit maak dan ons geloof sterker, omdat ons meer kennis kry. Volgende hoofstuk nommer 163, Julius vertel is die opskrif. Ek, Julius, sê vir julle, met hierdie mense moet sonder baie omhaal
ongenadig mee afgereken word. Anders kan daar saam met hulle nie gelewe word nie. Ek was daar beslis nooit 'n mens om 'n soort plesier daarin te skep, wanneer ek deur omstandighede gedwing word om 'n kwaai verstokte sondaar te moet straf. Altyd het ek presies alle omstandighede wat so 'n mens tot die misdaad kon gebring het oorweeg. Maar hierdie Judeese tempeldienaars sou ek selfs eiehandig en met plesier die kop van die lyf sou kon slaan, omdat hulle regtig die ergste en hardnekkigste misdade begaan teenoor die arme mensdom. Hulle eie baie miserabele soort oordrewe religieuse moraal grens op die keper beskou aan die sataniese. Ek het, toe ek in Jerusalem gestasioneer was, myself met eie oë en ore daarvan oortuig, hoe hulle by 'n mens, wat slegs 'n paar geldstukkies in sy sak gehad het, die hemel en die hel aanroep om sy geld aan Elohim te offer. Die goeie, maar natuurlik swakke mens het werklik 'n geldstuk afgestaan, en verontskuldig hom daarvoor dat hy die tweede geldstuk nie kon gee nie, omdat die reis huis toe nog ver was, en dat hy sonder die een geldstuk onderweg sou verhonger. Maar dit help niks nie. Die Fariseer is oortuig hom daarvan, dat dit vir sy siel in die hoogste graad seënryk sou wees, om uit liefde en eerbied vir Elohim en sy tempel, op die terugweg te verhonger. As hy egter die geld sou behou, dan sou sy siel in der ewigheid nooit tot die veel geroemde aanskouing van Elohim kan kom nie. En dit sou haar lot wees om vir ewig in die vlamme van die toorn van Elohim te brand. Hierdie mens word toe bleek, begin te bewe, gryp met bewende hand na sy laaste geldstuk en offer dit ook. Toe mompel die kerel so iets soos 'n gebed vir die arme duiwel en gelas hom vervolgens om weg te gaan. Dis nie asof hierdie gebruik opgehou het nie. Die hele Rooms-Katholieke kerksysteem is gebaseer op hierdie beleid. En dit is dat hulle vir jou kan bid om jou uit die hel of in die hel te sit. En selfs mense wat gesterf het, moet jy baie geld vir die ou biskop gaan gee, dan sal hy bid dat die gestorwene nou uit hierdie, wat noem hulle so voorskou tot die hel? Vagevuur, ja, dis nou 'n plek voordat jy die hel ingaan. Dan sal jy hom uit die vagevuur kan red, maar jy moet omtrent al jou geld gee. Is amper soos vandag hoe hierdie hospitale werk. Arme mense is dodelik siek, en die agterblewendes, die familie, moet hulle self absoluut krepeer, voordat hulle so 'n persoon toelaat in hulle hospitaal. Hierdie is nou net aan die ander kant. Hulle gebruik jou geestelike lewe, verdraai hulle, en hulle gebruik dit tot voordeel, soos wat hulle nou met die arme man gedoen het. So dit is baie belangrik dat ons hierdie kennis het oor hoe aards boos hierdie klomp fariseërs was, en dit probeer sien vandag op aarde dat dit nog steeds so voortgaan. En daar is baie ander plekke waar dit so gaan, net meer subtiel. Maar vir geld dink hulle jy kan jou ewige lewe koop. Die voorspoedsprediking in Engels, the prosperity teachings, gaan net presies daaroor. Dat hoe meer jy gee vir die kerk, hoe meer gaan jy kry en hoe meer beter gaan jy aan die hiernamaals daaraan toe wees. Wat natuurlik totaal en al vals is. Vers 3, maar ek gaan, dis nou Julius agter die treurige mens aan. En toe ons heeltemal buite die tempel was, gaan ek na hom toe en sê vriendelik ernstig aan hom: Goeie vriend, hoe kon jy nou so swak wees om jou deur hierdie rowers jou laaste besit uit die sak te laat klets? Wat hulle in die tempel aan jou gesê het, dit het hulle self nog nooit geglo nie. Maar hulle weet dat swakke mense hulle in hulle blindheid as alwetende halfgode beskou. Laat hulle uit bangheid al hulle besit afgee en verbras dit dan deur baie luksieus te lewe, terwyl die arme onderweg van die honger sterf.
hier is vir jou 2 ander geldstukke in die plek daarvoor, en gaan nou huis toe, maar kom beslis nie weer hierheen terug nie, want ek sê vir jou, hierdie skynbare godshuis is 'n rowershoel en 'n moordkuil waaraan 'n egte Elohim God nooit 'n welgevalle kan hê nie. Dink nou maar ook weer terug na die Rooms-Katolieke Kerk wat nou al vir amper 2000 jaar die vesting van die kantige Christen godsdienst is. Kyk hoe beskou die mens, die gewone mens, hierdie ouens wat posisies het. Kyk net wat nou die situasie met die paus wat nou as 'n God vereer word. Maar hulle, die God het doodgegaan. Hy het gesterf. Maar hulle vereer hom nog net so. As jy na die verskriklike dinge kyk wat in die begrafnis afgespeel het nou die week wat verby is. Al die pragt en die praal en al die huil en al die goed. En die rituele. Al hierdie goed is omdat die mens hierdie mense as halfgode beskou. En nie net die paus nie, ook sy kardinale, want in elke land is die hoof van die Roomse godsdienst teenwoordig en hy word 'n kardinaal genoem. Hy is so net diskant God. So dit is hierdie dinge wat voortgaan in die wêreld en ons sien dit. En ons sien hoe leiers wat weer eens ook deur mense aanbid word, weer by hierdie halfgod aanbidding gaan soek. Ons moet glad nie op prinse en hogere mense van die wêreld moet ons lot by gaan soek nie. Slegs by Yeshua. Want hulle is almal een en dieselfde. Vers 4, die mens kyk my 'n oomblik baie verbaas aan, neem die geld uit my hand en sê uiteindelik, Grootmeester, u moet wel meer weet as ek. U sal seker gelyk hê, toe verlaat hy my en gaan na sy geboortestreek. Soortgelyke voorvalle het ek in die tempel egter 1000 maal gesien. Ek was selfs daarby toe so 'n sieleherder 'n dogter bewerk het wat 'n ryk moeder gehad het. As verstandige en verligte denkende vrou het die moeder die tempel staande offerblok nog nooit 'n geldstuk ryker gemaak nie. So die ma het nog nooit vir die tempel geld gegee nie. Die sieleherder lê aan die dogter glashelder uit dat sy vir ewig verlore sou wees as sy haar nie tot die uiterste sou inspann om haar moeder heimlik van alle geld te beroof nie en die geld aan die tempel te offer. Gelukkig was die dogter ewe as haar moeder Samaritaans gesind en dit geluk die huigelaar en bedrieër nie om die dogter tot diefstal te verlei nie, wat my baie genoegdoening verleen het. By sulke geleentheid het ek meer as eenmaal gedink, as ek landvoog in Jerusalem was, sou die tempel al lankal van al die gespuis gesuiwer gewees het. Maar as iemand wat baie laer is as 'n Romeinse landvoog, kan ek niks anders te doen as om maar net sy bevel uit te voer nie. Met Pontius Pilatus, dis nou die landvoog, was en is egter niks uit te rig nie. Hy is 'n natuurvors, 'n boesemvriend van die geleerdes van Pompei en Herculanum, en bekommer hom weinig oor regeringssake. Hy laat die Herodes en die tempelpriesters na willekeur heers, solank hulle skatting aan Rome net betyds en korrek betaal, dis die belasting. Gelukkig hoort ek nie by die personeel van Pontius Pilatus nie, maar by die van Cornelius, en hy staan weer onder die wyse en heel regverdige ou vader Sirenius, laasgenoemde 2 vriende van Yeshua, wat net soos ek 'n geswore vyand van Jerusalem is. Daarom kan ek deur my vrye en van Jerusalem die hele onafhanklike betrekking, die fariseërs en die godlonende skrifgeleerdes, heel gepas bedien, as hulle my toevallig op die lyf loop. U, my Elohim en Meester, sal my dit tog seker nie as sonde reken nie. Aan die einde van die hoofstuk, ons sal dan môre verder kyk, wat sê Yeshua vir hom. Maar dit is bietjie agtergrond oor die toestande
van die land Israel wat geheers het toe Joshua daar gewandel het. Dit was 'n absolute mag wat hierdie destydse kerk oor die mensdom uitgeoefen het. Maar stadig maar seker het mense deur hulle leuns begin sien en het hulle uitgegaan uit die kerk uit of uit die tempel uit en het hulle Romeinse burgerskap aangeneem. En dan kon die tempel niks aan hulle doen nie, want dan was hierdie ouens soos Julius geregtig om in te tree as hulle nou die mense van geld wou afpers of wat ook al, soos wat ons nou die voorbeelde van gekry het. En dit is wat baie mense ook gedoen het in die afgelope tyd. Is mense het hulle self as lidmate bedank en gesê, krap my naam uit julle lidmaatskap lys uit. Ons is nie meer daar nie. Want in ons land gaan dit sekerlik nie so erg soos hier nie, maar daar is nog steeds vergrype. En ek weet van talle voorbeelde wat mense vir my sê, dat as daar nuwe inwoners in 'n gebied kom, is die eerste ene by die inwoner is natuurlik die NG Kerk en sy ouderling, die dominee en die ouderling, of die ouderling en die diaken. En hulle sê, hoorie, watter kerk is jy? Want dit is seker 'n 80-90% kans dat dit een van hulle lidmate is. En dan wil hulle dadelik weet wat verdien hy en dat hy sy 10de asseblief na die kerk toe moet bring. En hier in Valhalla is 'n gemeentelid vir ons, het vir my getuig, is baie jare terug, dat wat is die doppers? Gereformeerde kerk by hom aangekom het. Hulle het net daar ingeland, hulle was 'n week daar in die nuwe huis. En toe kom hy by hulle, en hulle was gereformeerdes, en toe sê hulle vir hulle moet asseblief, hoeveel geld verdien jy? En hulle moet dan hulle deel vir die kerk gee. En daai maand toe kry hy 'n faktuur in die pos van die kerk van 10% van sy inkomste. So dit is al hoe brutaal hulle is. Hulle pers jou af deur jou gewete te laat dat jy sleg voel as jy dit nie doen nie. En die prediking in baie kerke is ook, as jy nie jou 10des gee nie, gaan jy nie gered word nie. Dit is nie waar nie. Jy word gered as jy Joshua se leer nakom op die aarde, sy lering jou eie maak. As jy lief is vir jou naaste, as jy met medelee na jou medemens kyk en jou behoeftige medemens versorg, as jy Joshua lief het en die medemens soos jouself, dit is hoe jy gered word. En as jy jou 10de vat en jy gaan en jy koop 'n bietjie kos of klere en jy deel dit uit aan armes, dan doen jy presies die regte ding wat Joshua vir jou in die skrif gee om te doen. Want hy sê, wanneer ek terugkom, wil ek julle besig vind om nie in die kerk te sit of 10des vir mense te gee nie. Wil ek julle besig vind om aan my kinders kos te gee op sy tyd. En dan gaan hy verder in die volgende deel van daai hoofstuk sê hy, ek was naak, ek was honger, ek was dors, ek was in die tronk. En julle het my nie besoek, nie te ete gegee, nie te drinke nie. En dan vra hulle hom, maar waar het ons nie so gesien? Dan sê hy, voorwaar, sover julle dit vir die geringste van my gedoen het, aan hom gedoen het julle dit aan my gedoen. So dis waar ons 10des moet heen gaan. Ons versorging, ons liefde, nie vir 'n struktuur wat ander agendas het nie. Ek sê nie almal nie, maar ek sê die meeste. En dit kan die baie arme mense getuig wat al hier ingekom het, wat hulle kerk vir hulle gesê het toe hulle kos gaan soek het daar, of wat 'n kerk gaan soek het. Eerste sê hy vir hulle, julle is nie lidmate nie. En dan vir die lidmate sê, nee, ons is net
Dis vandag, maandag, ons is net donderdag oop vir kos. So die arme man moet nou wag 4 dae of 3 dae voor hy kos kry. Dit sy sien en hoor ons daagliks. So hierdie tempelgees het nie daar doodgeloop nie. Yeshua sê self, dieselfde gespuis wat in Jerusalem in die tempel was, wat natuurlik kon vlug, toe die Romeine in 70 na Messias die hele Jerusalem plat gemaak het, hulle het hom verwoes, en duisende mense gehang of gekruisig, het 'n klomp ontsnap, en hulle het hulle self in Rome gaan berg. En uiteindelik het dit dieselfde gespuis, die duiwelse gespuis van Satan, het toe in die Vatikaan, die kerk van die Rooms-Katholieke kerk begin, wat later aan wêreldwyd die magtigste kerk geword het. Al die Amerikas, Noord en Suid, Argentinië, Brazilië, Kolumbie, op Mexico, Kanada, Amerika, is alles ontdek deur hierdie Rooms-Katholieke skeepvaders, wat aan boord van elke skip 'n priester gehad het. En hulle die mees wreedaardigste dinge gedoen met die inwoners van daai vastelande, die natuurmense wat daar gebly het. Hulle het hulle voor die voet afgemaai, en al hulle goed wat waardevol was gevat, en so het die Rooms-Katholieke kerk die grootste en rykste organisasie in die wêreld geword. Dis ook die organisasie met die meeste eiendom in die wêreld. In ons land was ons daarom gevrywaar van hulle. Ek dink die ou kruisvaarders of die ou seevaarders het probeer land hierso, Bartolomeus Dias, maar hy is verdryf. Vasco da Gama het probeer land hier, maar hulle is verdryf. En hulle het toe uiteindelik 'n vesting in Lourenço Marques, wat vandag Maputo is, kon stig, maar nie in ons land nie. Vader het ons behoed vir hulle, of van hulle. En as jy na Mosambik toe gaan, is dit basies toe dit onder Portugese beheer was, heeltemal 'n Rooms-Katholieke land. So dit is nou maar net ietsie om hierdie selfe gees, want dis wat ons moet erken, die gees van hierdie fariseërs en tempelpriesters heers vandag nog oor die aarde. En moenie 'n fout maak dat vandag het hierdie hoer van Openbaring 18, wat op die dier se rug ry, ontsettend baie mag. 'n Wag wat aangestel was om vir PW Botha op te pas, het getuig dat PW Europa besoek, en wanneer hy terugkom, dan stop hy by die Vatikaan en hy soen die ring van die paus, en dan kom hy terug. Dit is skrikwekkend, dat as hy dit nie doen nie, dan gebeur een of ander iets met hom. So, moenie dink dat ons heeltemal nou in hierdie tyd vry is van hulle nie. Hierdie grootste vyande van ons was juis die Rooms-Katholieke sendingstasies in Zimbabwe of in die destydse Rhodesië, bo in die noorde van Suidwes-Afrika, en veral in die suide van Angola, waar hulle die terroriste bewapen het, kos gegee het en opleiding gegee het, in daai kamptige godsdienstige instansies. So ons is nog al die tyd in 'n stryd met hierdie selfe gees. Baie dankie.